Mense se grootste bate is werk. Bykans al hulle ander bates is afhanklik van werk. En meeste ander bates is verseker. En daarom moet jy ook jou werk beskerm. En dit is solidariteit se werk. Ons werk is daar om jou werk te beskerm. En in vandag se onsekerheid is dit nog meer so. Niemand kan sê, my werk is vas en seker nie. En dit is presies wat ons in 2025 gedoen het. Ons het mense gehelp om te werk, om hulle volle potensiaal te bereik. En dit doen ons deur te beskerm, te veg en te bou. Kom ons kyk so 'n bietjie na die afgelope jaar. Ek lig net enkele hoogtepunte uit. Die afgelope jaar het ons in die vorm van skikkings en toekennings meer geld aan lede teruggekry as al ons lede geldinkomste saam. Regsdienste en beroepsgesondheid en veiligheid en die organiseerders in die veld doen ongelooflike werk vir ons lede. 'n Nuwe manier om ons lede te beskerm is deur beroepsnetwerke. En ons het spesifiek gefokus die afgelope jaar ook op onderwys. Bykans 4000 werkgewers is al op Solidariteit se platform geregistreer. 12400 poste is daar geadverteer en 20000 CV's is gelaai. Ons help mense om werk te kry. Die stryd teen rasmalheid duur natuurlik voort. Ons veg die regering se mal rasfonds wat 100 miljard rand by privaat maatskappye wil vat. Ons het die regering weer aangekla by die Verenigde Nasies se internasionale arbeidsorganisasie. Dit is natuurlik nadat ons 'n skikking daar gekry het en die regering die skikking verbreek het. Ons het minstens 15 rassake teen die SAPD gewen. Ons het 'n reuse veldtog by die G20 beraad gehad om die wêreld te wys hoe rasgereguleerd Suid-Afrika is. Nou Sofie het ons manier verwyder en dit wêreldbekend gemaak. Ons veg natuurlik ook die drakoniese nasionale gesondheidsversekering en ons vat die minister en die president se hof toe oor haar lasterlike beweringe teen solidariteit na ons FSA besoek. So gepraat van die FSA. Ons het natuurlik vanjaar 2 afvaardigings na die FSA gehad. Tydens die eerste afvaardiging het ons spesifiek gefokus op die red van die AGOA-wet. Want ons werk is mense se werk en daardie wet was onder druk as gevolg van ons roekelose regering. Wat nog verder daaruit gevloei het, is 'n 30% tariefverhoging as gevolg van die regering se onverskillige diplomatieke beleid. En daar was geen handelsooreenkoms nie. Tydens die tweede besoek het ons weer gefokus op 'n handelsooreenkoms sodat ons het handelsvoorstelle gemaak. Ons het natuurlik ook 'n dispuut met die regering by Netlek verklaar oor werksverliese. Ons is in die voorste linie om te veg vir mense se werk. En die dispuut is met die regering omdat die meeste van die werksverliese is as gevolg van regeringsmislukkings. En laastens bou ons. As ek sê bou, dan bedoel ek en jy, dis ons wat bou. Solidaritetslede gee elke jaar miljoene rande om instellings te bou. Dis jou klein bietjies wat so groot bou. Ons grootste fokus is opleidingsinstellings soos Soltech, Akademia, Bo-Karoo opleiding, die Solidariteit skoolondersteuningssentrum, die Help in Hand opleidingsinstituut en studiefondse. Soltech se kapasiteit is uitgebou, werkswinkels is vergroot, die koshuise is voltooi en 'n brug is oor die pad gebou. Bo-Karoo opleiding brei sy werkswinkels uit. Studentebehuising word gebou en 'n nuwe proefplaas vir landbou word ontwikkel. Akademia skud sy vere reg vir die nuwe kampus wat deur kanton ontwikkel word. Nuwe programme word ontwikkel en die sooi is gespit vir hierdie opwindende projek. Die Solidariteit skoolondersteuningssentrum het sy kapasiteit verder uitgebou. Die SOS ondersteun skole, volksskole sterker gemaak en ons is besig om 'n nuwe konsessiemodel te ontwikkel vir 'n onafhanklike skoolaanbod onder die handelsnaam Gimnasium. Die Solidariteit Help in Hand opleidingsinstituut het nou behalwe die 6 maande program ook 'n jaarprogram en verskeie kort kursusse.
Mense in nood het die reg om hoë gehalte versorging in hulle eie taal te kan kry. Die Solidariteit Help Studie Trust het die afgelope jaar R60 miljoen se studiefondse uitbetaal. Vir die volgende geslag om goed te werk en hulle volle potensiaal te bereik, is uitnemende opleiding nodig. En daarom bou ons. Al hierdie is deur jou Solidariteit lidmaatskap geld moontlik gemaak. Jy help om te veg teen onreg. Jy help om jouself en ander te beskerm. Jy help om te bou. Ons kan net sê dankie, dankie, dankie. 1000 keer dankie. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.